Want wanneer dit kom by Kersfees raak dit baie moeilik om aan almal se smaak te voldoen met al die liedere wat ons almal graag wil sing. Maar ek wil begin met 'n lied wat nie 'n Kersfeeslied is nie, maar met 'n wydingslied wat dan gaan oor die eer van God. Want dit is waar dit oor 'n erediens gaan. Dit gaan oor God en sy eer. So terwyl ons so bly sit, kom ons sing Loof die Heer, hy is goed. Die ewige van Israel breek nie sy woord nie, en hy is nie spyt daaroor nie. Hy is immers nie 'n mens, dat hy spyt sou kry nie. En daarom, geliefdes in die Here Jesus Christus, medegeloofsgenote, God is hier teenwoordig. Hy die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Here, wees ons genadig. Amen. Lofliedere, daar's 2 van hulle, ons gaan staan vir dit. Die eerste een is lied 341, die regte tyd het aangebreek. En dan by lied 364, eers die dames, dan die manne, dan ons almal. Maar die refrein sing ons almal saam. Jy sal die prentjie daar so sien. As die 3 is, dan beteken dit almal saam. As daar 'n dametjie is, die dames, 'n man is, die manne. Asseblief, kom ons staan vir ons 2 lofliedere. Let's go.
vanoggend het julle die engele 'n gou gegee. Ons dink uit die woord, dink na oor uit die woord uit Jesaja 9 vers 1 tot 6. Jesaja 9 vers 1 tot 6. Ek gaan by die 2020 vertaling lees. Die 1983 vertaling het die eerste gedeelte wat by vers 5 die woordjie kind en die woordjie seun vertaal as seun en seun, maar die Hebreëus is twee verskillende woorde en daarom is ek terug by die ou vertaling, Afrikaanse vertaling of die 2020 vertaling, wat dan vir ons die onderskeid maak tussen kind en seun, want ek dink dit het 'n teologiese implikasie. Jesaja 9 vers 1 tot 6 en die eerste een wil ek dan gebruik. 'n Kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Kom ons bid saam, bly net so sit. Na al die jare kom ons vanmôre en ons vier u geboorte. En Here, eintlik is dit so onsinnig, want u is die ewige. U is die een van voor die tyd. U is die een wat die tyd gemaak het en die tyd in die hande vashou. Elkeen van ons se tye hou u in die hande vas, so sê die psalmskrywer. Maar vanoggend, Here, wil ons spesifiek daaraan dink dat u vir ons kom kuier het hier op aarde. God het mens geword. En toe hy hier was, kon ons aan hom raak, ons kon hom saam met hom kuier, ons kon saam met hom eet, ons kon saam met hom huil en lag. En toe kruisig ons u. Maar dankie dat u weer eens die tyd deurbreek het, deur op te staan uit die dood uit, ewig te lewe. Dankie Here, dat ons vanoggend ook kan weet, dat wanneer ons, soos Paulus ons leer, in Christus is, dan het ons die ewige lewe. Laat ons lewe soos mense, wat die ewige lewe het. Ek vra dit in u naam alleen. Amen. Jesaja 9, vers 1 tot 6. Die volk wat in duisternis ronddwaal, het 'n groot lig gesien. Hulle wat in stikdonker land woon, oor hulle het 'n lig geskyn. U die nasies vermeerder. U het hulle vreugde groot gemaak. Hulle ervaar vreugde voor u, soos die vreugde in die oestyd, soos die wat juig wanneer hulle buit verdeel. Want die las van hulle juk en die hout oor hulle skouers, die stok van hulle slawedryers, het u verpletter, soos op die dag van Midian. Ja, elke stewel wat stamp met 'n gedreun, en elke kledingskit wat in bloed gerol is bestem vir verbranding, 'n kos vir die vuur. Voor ek nou by my kernvers kom, ek wil hê jy moet net raak sien ook hoe die teks speel met iets militêrs, iets antagonisties teenoor iets wat voordelig is en dit alles in hierdie paar verse, in die eerste 4 verse. Maar dan vers 5 wat ons teks vir vanoggend is. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Die heerskappy is op sy skouers. Hy word genoem wonderbare raadgewer, magtige God, ewige Vader, vredevors. In die Hebreëus is hierdie 4 frases so onder mekaar geskrywe, wat is 'n gediggedeelte. Ek gaan ook net iets daaroor sê, maar in die eerste reël, wonderbare raadgewer, is daar 'n ritme van 4, daar's 4 lettergrepe in. Die ander 3 het elkeen net 3. En dit het 'n spesifieke betekenis waarin ek nie vanoggend gaan raak nie, maar dit gee net 'n groot waardering vir die skrif en die manier waarop die skrif deur die Heilige Gees saamgestel is. En dan vers 6, die uitbreiding van heerskappy en vir vrede sonder einde sal hy op die troon van Dawid en oor sy koninkryk wees, om dit te vestig en te ondersteun deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Die ywer van die Here, die heerser oor alle magte, sal dit doen. Vers 6 is natuurlik 'n herhaling van die belofte van God aan Dawid, dat daar altyd iemand uit sy nageslag op die troon van Dawid sal sit.
Kersdag is 'n bekende fees. Dis 'n gewilde fees. In die wêreld en in die kerk. Ons ken die liedere, ons ken die tekste, ons ken selfs die verloop van hoe dinge gewoonlik gaan. En dit bring ons daarby dat ons dan altyd mis kan kyk wat regtig in die skrif staan. Of net so oorsigtelik daaroor lees. Ek het verlede Sondag daarna verwys dat ons maklik kan mislei word deur prentjies. Want prentjies laat jou kop anders dink as woorde. En daarom is ek toe vanoggend vir die groepe hierdie teks uitstuur vir vanoggend, het ek net die woorde gesit. Geen prentjies nie. Want anders is sien 'n mens die os en die esel en die krib en al die goeters raak. En dit waaroor dit regtig gaan soms vir my so klein bietjie verlore. Jesaja praat nie van 'n vaal lig of 'n mooi gevoel, maar van 'n kind, 'n persoon, gebore en gegee, met name en titels wat swaarder weeg as enige ander titel wat enige mens ooit kon dra. Vanoggend wil ek vir ons vra, kom ons luister net weer na hierdie name, nie om dit te verstaan nie, maar om te hoor wat God beloof het en wat hy gaan doen en dan daaroor bly te wees. Hierdie teksgedeelte word dikwels verbind met die Johannes Evangelie. Jesaja is die profeteboek wat die heel meeste die gedagtes van lig en duisternis, die frase van lig en duisternis gebruik. Net Job het dit een keer meer. En dan in Johannes is dit in die Nuwe Testament die boek wat die heel meeste praat oor lig en duisternis. So ons sien onmiddellik dat beide Jesaja en Johannes werk met hierdie twee ruimtes. Die ruimte van God en die ruimte van ons as mense. Hierdie gedeelte van Jesaja is geskrywe voor die Noordryk of die Suidryk verval het, die koninkryk van Juda geval het. Die Noordryk was alreeds verwoes deur Assirië. Julle sal onthou toe Assirië optrek teen die Suidryk, Jerusalem, het die Here op 'n wonderbaarlike wyse die Suidryk Juda gered van die Assiriërs af. Maar selfs in daardie tyd is hierdie woorde vir die Jode wat weggevoer is deur die Assiriërs, die hele wêreld vol, tot sover as China, het hulle hierdie troos gekry uit hierdie woorde. God sal voorsien. 'n troostboodskap vir die 10 stamme wat weggevoer is deur die Assiriërs. 'n boodskap vir die mense wat in duisternis woon. En 'n boodskap van troos in tydens van verdrukking. En as jy gaan kyk na daardie 3 verse 2 tot 4, dan gaan die 3 verse oor die identiteit van 'n mens. Met ander woorde, jy jou identiteit verloor wanneer jy verander, wanneer jy na 'n nuwe plek toe trek, en sien dit in ons eie land, hoe sterk gekoppel is identiteit aan grond. Maar dit gaan ook oor ekonomiese sake, dit was hoofsaaklik landboumense wat hier genoem word, en vir sosiale verdrukking, maar dit gaan ook oor militêre onderdrukking, die militêre steels. So is hierdie 3 vlakke, jou identiteit, die ekonomie en sosiale lewe, en die militêre lewe wat Jesaja sê, kyk, jy sien net oorlog, jy sien net verdrukking, jy sien net korrupsie, oralster. Maar ek wil vir julle 'n boodskap stuur. En daarom is die boodskap van Jesaja 9 bedoel vir beide hoop vir ons as gelowiges en vir 'n waarskuwing aan mense wat nie op God agslaan nie. En hierdie boodskap word vervat in 'n uitspraak van 'n verlosser wat verlossing sal bring wat so omvattend is dat niemand anders om dit kan namaak. Die aard van hierdie verlossing en die persoon van die verlossing word uitgedruk in die vorm van verse 5 en 6. Die 2 verse is gebaseer op die antieke proklamasies wat die konings uitgevaardig het. Met ander woorde, dit is die wet. Dit is wat gedoen moet word. Dit is wat nagekom moet word. En hierdie gedeelte toon groot ooreenkomste met die troonbestygingspsalms wat ons kry in Psalm 2, Psalm 72, 110 en ook in 2 Samuel 7 vers 18. Hierdie proklamasie begin met vers 5 deur te bepaal wie is die een wat sal oorneem? Wie is die kroonprins wat met die koning en saam met die koning sal regeer? Daar is geen komma of voegwoord tussen 'n seun is gebore
'n kind is gebore en 'n seun is gegee nie. En daarom albei hierdie uitdrukkings het te doen met een enkele persoon. En die kerkvaders het dit baie vroeg gesê, dit verwys na die Here Jesus. Reeds baie vroeg het hulle gesê, die uitdrukking 'n kind is gebore verwys na Jesus se menslikheid. Want hy is uit 'n vrou gebore, soos Genesis 3 vers 15 voorspel het. En dan het hulle 'n seun is aan ons gegee, is in die passief, het hulle in verband gebring met Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, gestuur het, sê Johannes vir ons. En daarom wil ek hê ons moet nou vir 'n oombliekie net stil raak. En dan sing ons lied 329. Want so lief het God vir my en vir jou. Hy het 'n kind laat gebore word. Hy het vir ons 'n seun gegee, die Here Jesus self. Ons bly net so sit. En dan gaan vers 5 voort om te beskryf wat van hierdie koning verwag word wat op die troon moet sit. Elkeen wat hierdie uitsprake bestaan uit 'n kwalifiserende woord, 'n byvoeglike naamwoord en 'n titel. Wonderbare raadsman, sterke God, ewige Vader, prins of vors van vrede. Hierdie kind gee nie vir ons maklike antwoorde vir ons alledaagse lewe nie, maar goddelike wysheid om binne ons onsekerhede en ons onsekerhede te kan leef terwyl ons op God se toekoms wag. 'n Raadsman is nie iemand wat voorskryf nie. 'n Raadsman is iemand wat rigting aandui. En daarom het Jesus vir ons kom sê, hy is die weg en die waarheid en nooi hy ons om hom te volg. Hy bring vir ons hoop vir die toekoms, maar neem nie ons verantwoordelikheid weg om te reageer in gehoorsaamheid nie. Ons behou ons vrye wil, maar ons kan nie die aanspreeklikheid van ons dade en die gevolge van ons dade en besluite ontwyk nie. Jesus werk egter deur die Heilige Gees in ons en deur die Heilige Gees en die skrif om ons van die beste raad te voorsien. Elke keer wanneer ons met die woordjie wonderbaar te doen kry in die skrif, Pele is die Hebreëse woord, verwys dit na iets wat bonatuurlik is, iets wat 'n gewone mens nie kan regkry nie. So die raad wat hierdie persoon gee, die raad wat hierdie raadsman vir ons gee, is raad wat vir ons sê, dit kom van God af. Die mens dink onwillekeurig aan iemand soos Henog, wat met God gewandel het. En ek is seker daarvan, as jy bietjie gaan dink, sal jy weet daar was tye gewees, toe jy raad gekry het, wat nie van 'n mens afkom nie. En wat 'n situasie en 'n probleem vir jou opgelos het, en jou daaruit bevry het. En om dit dan te kan bevestig, kom ons bly weer net so sit, na sing ons lied 511, lei U ons lig. Waarop ons pelgrims
van hierdie kind lê nie daarin dat hy deur geweld oorwin nie, maar dat hy getrou bly, wanneer alles rondom ons broos en stikkend lyk. Die groot rede hoekom ons van God af wegdwaal is dikwels daarin geleë dat ons self God wil wees. Miskien selfs net soos God wil wees. En dan staan ons telkens verleë, want ons het nie die krag nie. Ons staan met ons eie onmag. Ons staan in ons eie weerloosheid, ons eie naaktheid. Die skrif leer ons dat in stil wees en vertroue lê ons behoud. Hierdie selfde Jesaja profeet sê in hoofstuk 30 vers 15, in bekering en rustigheid lê julle redding, in kalmte en vertroue lê julle krag. En dan, soos 'n nagedagte, kom Jesaja in daardie vers en hy sê, maar julle wou nie. Ek en jy verstaan nie altyd wat dit is om tot bekering te kom, daaglikse bekering te kom, en rustig te raak nie. Hierdie kalmte en vertroue sou hierdie kind, die Here Jesus self later uitwys, wanneer hy rustig in die slaap lê, agter in 'n boot, in 'n storm. En as hy disippels op wakker maak, gee hy nie om nie. Dan sê hy vir hulle, het julle nie geloof nie. Disippels was rasend van angs, want dit lyk asof alles rondom hulle in mekaar tuimel. Maar Jesus slaap, want hy het geweet waar sy kalmte en sy krag vandaan kom. Krag lê nie in ons beheer oor situasies nie, maar in die rustigheid en die vertroue wat ons het in hom wat alles beheer. Ook die wind en die natuur en ons lewens. En daarom, Jesaja noem dit, Jesus wys wat is moontlik vir ons as mens, wanneer ons God volkome bly vertrou. Ja, selfs later daar in Getsemane lees ons dat hy rustig is nadat hy opgestaan het en met sy Vader gepraat het. En in Johannes Evangelie spesifiek, wanneer hy uitgaan uit die tuin van Getsemane en die soldate kom om hom te vang, dan moet jy gaan kyk hoe Johannes baie anders is as die ander evangelies. Jesus is in beheer. Hy praat en mense val hom. Hy praat en mense voer sy bevele uit. Ek en jy moet verstaan dat Jesus elke oomblik van sy lewe op God vertrou het. Daar aan die kruis sê hy die woorde, in u hande gee ek my gees oor. En dan is daar die vertroue dat selfs wanneer die deur van die dood toeklap, vertrou hy steeds vir God, dat God ook ander kan die dood lewe en beheer is. Die krag van kruislogika wat vrede bring, gaan alle verstand te bowe. Dis God wat die moeite werd is om te volg in die voorbeeld van hierdie kind wat gebore is. En ek wil hê ons moet nou staan en dan sing ons die loflied, lied 367, ere aan God. En
ewige Vader. Vaderskap dwars deur die eeue was nog altyd 'n kontensieuse saak. En alhoewel dit nie so sterk by die Jode voorgekom het nie, was die saak van vaderskap in die antieke tyd dikwels in konfliktekste. Maar hierdie kind bring 'n sorg, 'n vaderskap wat nie gaan opraak nie. Dit bring 'n teenwoordigheid wat ons dra totdat God se werk vir die aarde voltooi is. Vaderskap in die antieke tyd was dikwels 'n bron van konflik. In Jesus se tyd het ons te doen gehad met wat bekend was as die pater potestas, die mag van 'n vader. Wanneer 'n kind gebore is, het hulle die vader geroep. Wanneer die vader ingekom het en die kind opgeneem het hulle geweet, hy aanvaar hierdie kind as syne. En hierdie kind kry al die voorregte en die regte wat aan 'n kind van die huis behoort. Maar hierdie saak was ook 'n letterlike saak van lewe en dood. Wanneer 'n pa gekom het, na die kind gekyk het en omgedraai het en uitgeloop het, dan is hierdie kind letterlik op ashope weggegooi. En ons het in die vroeë kerk se geskiedenis het ons 'n hele paar keer waar daar verwys word hoe die Christene hierdie weggooi kinders gaan optel het en ingeneem het en 'n huis gegee het. Onder die Jode was die vader se mag nie so sterk nie. En dis nie eintlik 'n saak van lewe en dood nie. Maar daar is tog in die skrif hierdie verwysings wat vir ons vertel dat vaderskap is tog so bietjie in twyfel getrek. Ons kry dit by Juda en Tamar. Ons kry dit by Josef en Maria. Jesaja kom en leer vir ons, die ewige Vader is deur Jesus Christus, en ons kry ons identiteit wanneer ons, as ek weer vir Paulus kan aanhaal, in Christus is. Want God aanvaar Christus. Dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Wanneer ek en jy deur geloof in Jesus Christus kom, is ek en jy veilig en geborge onder God se vaderskap. Want vaderskap beteken 'n identiteit, beteken 'n erfdeel, beteken beskerming. Om 'n vader te hê beteken jy het 'n plek, 'n toekoms, 'n verhaal. Jy behoort. En daarom kom Jesaja en hy leer vir ons minstens 3 dinge. Hy sê vir ons, wanneer God genoem word, ewige Vader, die Here Jesus, dan weet ons, hierdie vaderskap kan nooit gekanselleer word nie. God se vaderskap is nie afhanklik van ons prestasies nie, ons legitimiteit nie, of hoe netjies en ortodoks ons lewe nie. Daar is geen oomblik wat God ooit sal sê, hierdie een is nie meer my kind nie. En dit is my clue om vir julle in my gemeente te weet, om na die verlore seun se verhaal te verwys. Ja, toe hy weggeloop het, homself nie meer beskou het as sy pa se kind nie. Selfs sy ou het nie meer gedink het, hy is deel van die gesin nie. Het die pa gesê, hy is my kind. Hy hoort hier by ons. Ons is altyd welkom by God, op grond van ons geloof in Jesus Christus. En daarom, kom ons verwelkom hom met die sing van ons Afrikaanse lied 358, hier uit Afrika self uit, welkom o stille nag van vrede, en daar gaan julle sien, die dames, die mans, en dan almal, en die vrein sing ons almal, ons kan net so bly sit.
nabije in eeuwe overtaal. Kijk zelfs die nachtelijke zweeën, vertel die onverhaald. Kerst weer zon, Heer God die Heer. Schenk ons een helder zomerkerstfeest en in die land ooit weer. Voel jij ook nog zijn warm liefde, als ons die dag gedenkt. Toen hij zijn zin aan ons vergeet, ons grootste kerstgeschenk. Christus kom, Heer aan God die Heer. Schenk ons een helder zomerkerstfeest en in die land ooit weer. Prins van vrede. Die vrede wat hierdie kind bring nie einde aan konflik, maar die sekerheid dat die shalom, die vrede van God en die vrede met God, uiteindelik sal seëvier. Al leef ons ook onderweg daarheen in daaglikse onvrede. Maar ons leef met hierdie hoop en die verwagting van Jesus se woorde in Johannes 14:27, vrede laat ek julle na. My vrede gee ek vir julle. Ek gee dit nie soos die wêreld dit gee nie. Laat julle harte nie bang en ontsteld wees nie. Julle het vir julle gehoor dat ek vir julle gesê het, ek gaan weg, maar ek kom weer terug na julle toe. Die geboorte van Jesus is 'n goeie boodskap wat oor die wêreld moet weer klink. Maar vrede het altyd sy teenstanders. Hierdie boodskap wat een donker nag uit die hemel gebring is vir herders met die woorde ere aan God in die hoogste, vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehae het, weer klink ook in ons tyd. In die Johannes Evangelie is die vrede, die gawe wat die Here Jesus aan sy gelowiges en sy volgelinge gee, wanneer hy na sy opstanding aan hulle verskyn, daar in die bokkamer wat gesluit was omdat hulle bang was, staan daar in die eerste plek in Johannes, bang was vir die mense. En dan staan daar wat sy eerste woorde is: vrede vir julle. Vir bang, benoude, toegesluite mense kom die woorde: vrede vir julle. En dan as hulle vrees omsit in blydskap oor wie hulle, toe hulle hom herken, die merke aan hom sien, dan sê hy weer 'n keer vir hulle: vrede vir julle. En dan as Thomas sê, ek sal nooit glo nie. Al het ek hoe lank saam met hom gestap, al het ek hoeveel wonders gesien, al het ek gesien hoe hy mense uit die dood uit opwek, ek sal nooit glo nie, tensy. En dan kom die Here Jesus, en dan sê hy vir Thomas: vrede vir julle. En daarom, geliefdes in die Here Jesus Christus, ek en jy kan weet, daar is dinge wat ons kan insluit. Dit kan siekte wees, dit kan nood wees, dit kan dinge wees wat ons hartseer maak, dit kan verlange wees. Maar hoor vanoggend, die vors van vrede sê vir ons: vrede vir julle. Dit kan wees dat ons vanoggend net wil blydskap hê en uitdeel, want dit is Kersfees. Hoor dan die woorde van die Here Jesus: vrede vir julle. Miskien het jy die afgelope jaar met jou geloof geworstel. Miskien worstel jy vanoggend nog as jy hier sit daarmee. Hoor die woorde van die Here Jesus: vrede
vir julle. Daarom wil ek vra, wanneer laas het jou vrees omgeskakel na blydskap toe, en jou blydskap na vrede toe, want jou geloof bind jou aan die Here Jesus, die vors van vrede. Ek gaan vra dat ons gaan staan vir hierdie een. Geen Kersfees is Kersfees sonder stille nag nie. So kom ons staan vir hom, ons sing hom weer in beurt saam. Vir ons is 'n seun gebore, 'n kind gebore. Vir ons is 'n seun gegee. Hy sal heers. Hy sal genoem word Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vors van vrede. Dis in hierdie kind wat ons vandag gedenk, en in hierdie naam van Jesus Christus, dat ons hoop lê vir die hede en vir die toekoms. Hierdie kind is vir ons gebore. Hierdie seun is vir ons gegee. En daarom is die toekoms nie onseker nie. Is God nie meer ver weg nie. Hy is naby ons. Soli Deo Gloria. Aan God alleen al die eer. Amen. As ons slotgebed gaan ek vra, kom ons staan, dan sing ons die Ons Vader, lied 266, wat hierdie kind vir onsself geleer het, en dan bly jy staan vir die seënbede asseblief. Oh
die seën gaan sing, wil ek vir jou vra, hou jou hande uit om te ontvang wat ek vir jou wil sing.